Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons is hier so by Molipoe Pekans vandag. Ek praat met Lardes. Nou ja, eerste ding is hulle doen haar hele root control pot besigheid. Wat maak dit jou boom vinnig in die blokke uitkom. En maar ons praat vandag plantpopulasies op pekanneute. As jy kyk om pekanneute te vestig, wat is Lardes se ervaring met van sy kliënte wat nou al die goed gedoen het, wat is die terugvoer wat hy kry en so voort. So net vir interessantheid, want as klomp mos nou, kyk op mielies ook, as jy nou 'n barfight wil staar, dan begin jy nou plantpopulasies en ryspasiering en al daai goed praat. So, en pekanneute is maar dieselfde. So, kom ons luister, hoor 'n bietjie wat was die afgelope paar jaar se terugvoering en hoe lyk die goed by die ouens. Lardes, hoe lyk dit? Goed jy, Choppie? Nee, doodstil, rustig. Goed man. Okay, right, nou een van daai goed wat niemand regtig 'n antwoord op het nie, maar kom ons kap hom in elk geval. Plantpopulasie op pekanneute en ryspasiering gaan ons nou gepaard. Nou ja, tradisioneel op pekanneute 10 by 10. Dit is nou die een wat hulle nou oor jare gesien het wat werk. Ek dink as jy 'n goeie gemiddeld wil hê, 100 bome op 'n hektaar, dan gaan jy. Ek en myself persoonlik was nou ook slimmer geweest en ons het om 8 by 10 geplant. Die ding van die 8 by 10 is dan is jy het meer bome per hektaar, maar nou laat ons kom by, jy moet vroeër begin hedge. Daar's 'n paar ander goed wat nou na die party toe kom en ek my broer gepraat en hy's toe soos van wie wat ek dit oordoen, dan gaan ek maar weer terug 10 by 10 toe. Wat is jou terugvoering wat jy uit die mark uit kry vir kliënte wat nou al goed geplant het, paar jaar op die dinge, so lyk dit? Kyk Choppie, daar's ons 'n legio hoeveelheid verskillende plantstande wat die ouens plant en almal try iets nuuts en kyk of dit werk. En 10 by 10 is jou betroubaar, dis die makliker bestuurbare plantstand. Ja. Want as jy hoor jou plantstand is, hoe moeiliker raak jou bestuur. En So dis nie net 'n opbrengsding, dit gaan met bestuur ook gepaard. Dit gaan met bestuur staan, jy moet meer aandag gee aan die bome, jou snoeiwerk raak meer aggressief, jou hedging kom vroeër in tyd in. So daar's 'n klomp goed wat gepaard gaan saam met hoër plantstand. Nou daar's die ouens plant van 10 by 8 soos wat jy geplant het blokke, 7 by 6, 5 by 3,5. Daar is letterlik ouens wat tot 1000 bome hektaar geplant het wat ek van weet wat hulle trell is. En op die ou ende gaan dit alles oor bestuur en die tools wat jy tot jou beskikking het. Ja. En die tyd wat jy tot jou beskikking het, want as jy nie tyd het en of die nodige mense het om daai boom te bestuur soos wat hy moet bestuur word nie, dan bly 10 by 10 die maklikste. Maar gaan dit nie ook oor wat is jou primêre bedryf nie? Kom ons sê jou primêre bedryf is pekanneute. Dan is dit die tipe van goed waarna jy kan kyk, want jy gaan altyd daar die hoofaandag hê. Maar as jou primêre bedryf nou dalk 'n ou mielie is en jy weet of lucering of een van daai goed. Jy weet dan suig die bome maar altyd in die agterspeen. Moet my nie vra hoekom nie, want die pivot is om een of ander rede belangriker as die pekanneute. Seker maar die goed so lank vat om geld te maak. Ja. Wat is 10 by 10 dan jou beste manier om basies jou, ek wil amper sê dan kweek jy vir jou 'n beesboerdery op die kant. Ja, kyk, 10 by 10 is 'n baie lekker gemaklike stand. Jou boom kan bietjie groter word, jou takke uitsnoei is makliker. So jy kan met baie min moeite kan jy die boom vat en 'n sukses van hom maak. Waar as jy hoor gaan en jy moet die boom kleiner hou en ligbestuur toepas, dan raak dit 'n sirkus. Want jy praat van 'n belangrike ding van ligbestuur toepas, né? En dis nou nie lig soos in die goed wat ons inasem nie, dis lig soos die goed wat van die son af kom, ja. Né? Want ek weet van ouens wat 500-600 bome op 'n hektaar het en wat nou al redelik dit lyk asof daarna 5 jaar of wat ook al of die ouens sukses begin behaal met dit. Maar ek neem aan, daai ding is ook jou bestuur op hom, jou snoeiwerk, al daai goeders is baie intensief. Dit is never ending. Jy kan vir 'n oomblik nie ophou nie, want jy moet op baie klein boom moet jy soveel ligbestuur toepas. Want as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jy 'n soliede bank bome hê. En dan gaan die lig nie penetreer nie, so jy gaan nie oes binne dra nie. So dit gaan alles oor ligbestuur en wat jy tot jou kapasiteit is. So as jy sê ek sit alles in wat ek kan,
plant dit. Maar dan jy weet, jy het nie tyd dan vir, soos wat jy nou gesê het, 'n miljoene koring, dit is jou primêre fokus, is net die boom dag tot nag. En ek neem aan, jy gaan nou nie myn om vir 'n ou daai 500 watt bome hektaar te verkoop, jy kan hulle maar kom koop so, nee. Nee, verseker, ek laai hulle graag. Maar ek meen op die einde van die dag, het bly risikobestuur. En dan wat van die ouens wat 5x10 plant, met die gedagte om die middelste bome later uit te plant na 'n ander plek toe? Ek het nou al boorde van dit gesien, wat 'n sukses is. Ja. En dis 'n proses wat jy doen op grond wat baie duur is. Ja. As jy dit op beesgrond doen, sien ek nie net daar nie. So as jy langs 'n rivier is en jy daai ekstra stukkie grond waar jy pekanneute plant, doesn't matter. Ja. Valarts aan 'n bolge. As jy Valarts of sê net maar in Christiana waar die gronde uitsonderlik duur is teen die rivier, dan plant die ouens om dubbelstand. En hulle huur daai ouens met die trok met die grawe. En Ja. hulle fisies, as hy in die winter wat die mense dit gaan rus, dan haal hulle hom uit, skuif hom klaar na sy nuwe gate toe wat klaar gemaak is. Daai boom vat weer 'n jaar of 2 om aan te gaan, maar jy wen 4, 5, 6 jaar. Want jy haal hom uit basies op jaar 8 wanneer hy nou begin in mekaar se spasie kom. Dan het jy al 'n paar bietjie neute gekry en so voorts. Yes, en jy skuif hom en jy wen omtrent 5, 6 jaar. En dan die pivot waar jy hulle dan gaan inplant, plant jy hulle 10x10. Yes. So jy het, kom ons sê jy het 2 pivots, 30 hektaar elkeen, en dan het jy nou daai gedoen op die een pivot, jy het nog steeds vol produksie op die ander pivot gekry. Hierdie een het jou bome half groot gemaak. Yes. En dan skuif jy hom net letterlik, jy die masjien woep, vat vir boom die kant, boom daai kant, en so plant jy hulle oor en dan gaan jy. Dis presies wat die ouens doen, en ek het gesien, hy vat sy 2 jaar om weer ordentlik aan die gang te kom, maar jy wen baie tyd. Dit is 'n ander manier om dit te doen op diergronde. Want diergronde kan jy nie noodwendig vir 10 jaar, as jy gronde in Hartswater koop van 200.000 en 300.000 per hektaar, kan jy nie noodwendig vir 10 jaar, 12 jaar net dormant laat lê nie. En ons het ook mos nou al geleer, die lucering tussen en die grondboontjies tussen en al daai goeters, gee hom maar 'n knou. Ja. Hy wil nie so, ja, hy kom nie so vinnig daar waar hy moet wees nie. Kyk, dit help die ouens wat nie noodwendig dit kan doen en hom kan los nie. Dit help die ouens, maar daai boom, hy kry maar bietjie swaar. En sê vir my, jy het 'n klomp bome beskikbaar hierdie jaar, net so vinnig, hoeveel en wat se kultivars? Oudtshoorn, ek het Wichita beskikbaar, Wichita, Navajo, Choctaw en Pawnee, en dan hier is tussen 16 en 20.000 wat nou beskikbaar is, wat nou die winter kan uitgaan Augustus. Uitstekend. Lardus, dankie baie. Dankie man. Right, dit is Lardus hierso van Molopo Pekans. Okay. As jy daai bome soek wat vinnig uit die blokke uit is, dan sommer nog 'n jaar spaar langs die pad. Praat met hom met die root control besigheid van hulle, soos hy sê, tussen so 16 en 20.000 beskikbaar, verskillende kultivars. Linkie bo of hier onder, kom jy met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.